Goeiemôre, baie welkom by ons boodskap vanoggend. Kom ons raak vir 'n oomblik stil, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag weer rondom U woord kan wees en kan toelaat dat U met ons praat deur U woord. Dat ons toelaat, Here, dat U iets in ons harte laat gebeur, ons ontvanklik maak vir dit wat U weet wat ons vanmôre nodig het. Ons in lydenstyd, Here, en ons dink aan die pad wat U seun geloop het hier op aarde, op pad na die naweek van kruisiging en van opstanding. En ons wil deel daarvan wees en onsself kom instel, sodat ons die diepte van U liefde ook kan besef. Ons wil vir U vra dat U vir ons elkeen sal seën waar ons is, en dat ons self U stem ook vanmôre sal hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan vanmôre uit die boek van Markus 'n gedeelte lees, en die hele doel van die boek Markus is om Jesus bekend te kom maak as die seun van God, sy identiteit, sy missie, sy gesag, die misterie rondom sy bekendmaking. En dit nooi ons heeltyd uit om te vra, wie is hierdie Jesus regtig? En dan wil die boek kom sê, kom ons raak deel van dit wat Jesus kom doen het in sy lyding. En daarom vra Jesus op 'n stadium, neem jou kruis op en volg my. Want Markus kom sê vir ons, die koninkryk van God het naby gekom. En ek dink daar gebeur 'n paar dinge in die boek Markus wat kom wys hoe Jesus heeltyd homself wil kom bekendstel. En baie van hierdie gebeure sal jy herken as ek dit nou vir jou noem wat in die boek Markus voortkom. Byvoorbeeld in Markus 1 kom kondig Johannes die Doper vir Jesus aan as hy sê, die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buig en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. En dan word Jesus gedoop en die Vader kom kondig aan, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. In ander woorde, ondubbelsinnig kom sê Johannes die Doper en die Vader wie hierdie Jesus is, wat begin leef tussen die mense. En dan lees ons van Jesus 'n klomp wonderwerke en sy gesag, wanneer hy tussen mense is, wat die mense dan begin raak sien. Siekes word genees, duiwels word uitgedryf, storms word stilgemaak, en selfs dooies word opgewek. En alles wys na die goddelike gesag van Jesus, wat die seun van God is. En die mense wat dit sien, kon ons sien as ons dit lees, is verward en verbaas. En hulle is besig om dit te probeer verteer van Jesus wat stukkie vir stukkie hom meer kom bekendstel in die boek Markus. En dan lees ons dat Jesus vir die mense gelykenisse vertel. En die gelykenisse se doel was om geestelike waardes vir die mense te kom gee. Om iets te vertel van die Vader en iets van homself, van hoekom hulle hier in die koninkryk werk en tussen die mense kom leef. En dan nooi dit die mense wat luister na hierdie gelykenisse om te reageer, as hulle verstaan wie God, wie Jesus regtig wil wees. En dan op 'n paar plekke verbied Jesus die mense om te gaan vertel van wat hulle gesien en wat hulle beleef en wat hulle ervaar het. En Markus wil iets kom sê van dat Jesus, dat God geweet het wanneer mense gereed is om te hoor wie Jesus regtig is. En toe, as die tyd reg was, dan het hy op die ouende vir Jesus laat openbaar, homself laat openbaar as die seun van God wat gekruisig is en wat opgestaan het. Maar heeltyd hierdie messiaanse geheim. So asof Jesus heeltyd, asof Markus geleidelik heeltyd vir Jesus wou stukkie vir stukkie kom bekendstel. Sodat die mense sou sien, hy is nie net 'n wonderwerker nie, maar hy is iemand wat 'n dieper geestelike boodskap wil oorbring vir my en vir jou. En ons lees byvoorbeeld, as ons dink aan die bekendmaking van Jesus, ons lees die belydenis van Petrus in Markus 8, waar hy ook vir Jesus kom bekendstel en sê, U is die Christus. En dit was op 'n stadium toe die disippels begin sukkel het om te verstaan dat Jesus moes ly en moes sterf. En dan vandag lees ons van nog 'n stukkie bekendmaking van wie Jesus is. Nog 'n stukkie openbaring, as ons lees van Jesus wat met die verheerliking op die berg is, in die teenwoordigheid van Petrus,
Jakobus en Johannes, en wat hier sy goddelikheid aan hierdie 3 mense kom openbaar, en ons almal wat die boek Markus lees. Kom ons lees die gedeelte in Markus 9 vanaf vers 2. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe sy voorkoms voor hulle oë verander, en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus: Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar 'n stem gekom: Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee om wat hulle gesien het vir niemand te vertel voordat die seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Hulle het hulle toe aan hierdie opdrag gehou, maar onder mekaar geredeneer oor wat dit beteken wat hy sê dat die seun van die mens uit die dood sal opstaan. Hierdie gedeelte vertel van Jesus wat homself op 'n goddelike manier aan hierdie 3 disippels wat saam met hom is, openbaar. Hulle het gehoor Jesus praat van sy koninkryk wat naby is. En terwyl hulle wag dat Jesus sy koninkryk moet oprig en moet kom regeer in hierdie koninkryk, dan sê hy vir hulle dat hy eers moet sterf en dat hy ook vir hulle sal ly. En ek dink hulle het gesukkel om dit te verwerk. En daarom neem Jesus hierdie 3 disippels saam met hom op die berg om vir hulle iets te wys wat vir hulle hoop kan gee. Asof Jesus hulle geloof so 'n stukkie stuurkrag wou gee en wou help. En ek glo ons geloof word ook versterk as ons verstaan wat hier besig was om te gebeur. Hier is my 3 dinge wat ek kan uithaal uit die gedeelte wat vir my iets beteken om en help om vir Jesus op 'n ander manier in 'n ander lig raak te sien. Die eerste ding is dat Jesus is nie net 'n mens nie, maar hy is ook God. Hy is die heerlikheid van God in 'n gewone menslike aardse liggaam. Ons lees in vers 2 en vers 3 dan ook juis hiervan. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle verander en sy klere het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. Dit was vir hulle 'n bergervaring gewees. Hulle word op 'n hoë berg geneem. In die Bybel was berge dikwels bekend as 'n plek van openbaring, van waar God op 'n besondere manier met mense gepraat het en aan hulle verskyn het. En wanneer Jesus sy disippels op die berg neem, dan gaan hulle hom sien en van God hoor op 'n manier waarop hulle nog nooit dit ervaar het nie. Dit sou 'n bergervaring soos min gewees het. En dan word Jesus verheerlik in hierdie gedeelte, in die 2 verse. En die woord verheerlik beteken letterlik iets soos om radikaal te verander. Want dink aan die verandering wat plaasgevind het. Sy voorkom het dramaties verander staan hier. So op 'n manier verander dat sy ware natuur, sy goddelike natuur, meer sigbaar geword het. Interessant, in die Bybel word die heerlikheid van God dikwels voorgestel as lig. En hier gebeur dit weer. Soos Jesus hier verander en verheerlik word, is dit asof die sluier van sy aardse liggaam teruggetrek word en die disippels die lig van die heerlikheid van God sien uitstraal uit Jesus uit. Jesus is God en van hom straal die heerlikheid van God uit. Die ander ding wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte is, Jesus is nie net deel van die verhaal nie. Hy is die verhaal. Jesus is die vervulling van die wet en die profete, soos ons in hierdie gedeelte sien. Ons lees in vers 4, Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. So, Moses en Elia was die
verteenwoordiging van die wet en die profete, die Ou Testament of die Bybelse of die Joodse Bybel wat hulle geken het. Maar die disippels sien hier twee mense aansluit by hulle, Elia en Moses. Hulle was die verteenwoordiging van die plan en die beloftes van God in die Ou Testament. Moses was die een wat die wet van God na die volk toe gebring het. En Elia word dikwels beskou as een van die heel grootste profete. En dan kom sê hierdie gedeelte vir ons, die verheerliking op die berg, dat Jesus die vervulling van die wet en die profete is. Hy is die vervulling, hy is die antwoord, hy is die uitkoms, hy is die manier waarop dit op die ouende moet uitspeel. En terwyl die disippels dalk nie die betekenis volledig verstaan het nie, weet ons uit ander gedeeltes in die Bybel, dat Jesus beskryf word as die vervulling van die wet en die profete. Moses en Elia was met die wet en die profete, was skaduwees en wysers na Jesus wat uiteindelik gebore sou word. En toe hy gekom het, het hy alles kom vervul, alles laat gebeur, soos wat die Here wou hê dit moet gebeur, soos wat voorspel is aan hulle. En dan die derde ding wat vir my uitstaan is, dat Jesus nie net 'n ander profeet is nie. Hy is regtig iets totaal anders, hy is die Seun. Hy is die een na wie ons moet luister, en wie ons moet gehoorsaam, en ons lees in vers 5 tot 8, juis hiervan, hy is anders, hy is die Seun. Vers 5, toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, leermeester, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses, een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom en wat sy skare weer oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom, dit is my geliefde seun, luister na hom. En met een stoele weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. So Petrus kom met 'n voorstel. Hy besef dat hier iets spesiaals besig is om te gebeur. Dalk die vestiging van die nuwe koninkryk, wat nou al soveel eeue lank beloof is. Want die verteenwoordigers van die wet en van die profete is dan hier. En daarom stel hy voor, kom ons bly 'n bietjie langer hier. Kom ons hou 'n bietjie vas aan hierdie oomblik wat ek glo heilig is. Kom ons bou 3 hutte of 3 tente waar Jesus, Moses en Elia dan nog so 'n bietjie langer by mekaar hier kan bly. Amper soos die Ou Testamentiese tabernakel waar hulle geglo het, dit is daar waar die Here teenwoordig is. Maar God kom maak 'n regstelling. Terwyl Petrus gereed is om al 3 te eer en al 3 deel te maak van die plan, tree God in en maak dit duidelik dat net Jesus die een is wat geëer moet word. Hy is die een wat die uiteindelike antwoord is van dit wat voorspel is deur die eeue. En hy alleen is die een na wie geluister moet word. Want hy sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. So Jesus is nie net die leermeester nie, hy is die verlosser. Jesus is die een wat gekom het om vir ons te ly en vir ons te sterf. En toe hulle van die berg afkom, toe die disippels 'n klomp vrae gehad oor wat hulle gesien het, wat nou regtig hier gebeur het, en Jesus kom antwoord hulle en hy praat oor sy lyding en sy dood. Hy verklaar weer dat hy gaan sterf, dat hy gaan swaar kry. En net soos die profeseë van Elia vervul is, van iemand wat alles kom regmaak, so moes die profeseë van die diensknegt wat moes ly, ook vervul word. En Jesus sou dit doen. So kom ons sien weer in hierdie lydenstyd vir Jesus raak wat opnuut geopenbaar word aan ons. Sy heerlikheid, die vervulling van elke belofte van God, en ook sy menslikheid, om vir ons die lydensweg te kom aanwys, en vir ons kom hoop gee vir die pad wat ons elke dag saam moet ontloop. Kom ons bid saam, en kom ons sê dankie. Hemelse Vader, dankie dat ons deel is van die lesers, van die toehoorders, van die mense wat ervaar hierdie dinge gebeur rondom hulle, deel van Johannes en Jakobus en Petrus kan wees.
wat as ware saam met u op die berg is en kan sien hoe u verander en hoe u heerlikheid al duideliker word en ons sien wie u regtig is. En dan, Here, dat ons ook saam met die lesers van Markus kan besef dat u die antwoord is op elke belofte wat gemaak is, elke profesie wat voorspel is. En Here, dat u op die ou ende die Seun van God is, self God, die een wat vir ons kom verlos het, maar ook die een wat diensknegt geword het om vir ons te wys hoe ons hierdie pad moet loop. Here, u ken ons behoeftes vanmôre. U weet waarmee ons sukkel, ons frustrasies. U ken ons vreugdes, ons drome, ons verwagtings. En dankie dat u vir ons, as ons besef wie u is, dat ons daaruit hoop kry om te weet dat u alles kom doen het vir ons, sodat ons die lewe in al sy volheid kan beleef. Die lewe in sy oorvloed, soos Johannes sê, Here, u het gekom om vir ons die lewe in oorvloed te kom gee. En dankie dat ons deel kan wees van u volk hier op aarde, wat ook weer eens hoor dat u besig is om vandag nog steeds 'n koninkryk te bou, en dat ons deel kan wees daarvan, en saam met u die pad kan stap. Wil u vir ons seën, en wil u vir ons help om so ingestel te wees in hierdie lydenstyd, dat ons die diepte van u liefde en van u lyding, en van u heerlikheid, ook kan besef, en kan verstaan, en kan beleef. Wil u vir ons seën asseblief, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here, en kom ons gaan leef vanuit die heerlikheid wat die Here vir ons vanmôre kom wys. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.